Mense is dood in 12 kritieke toestand nadat 'n bus van 'n brug afgestort het in die noordkusdorp Otrongati, voorheen bekend as Tongaat in KwaZulu-Natal. Nou die moedies was lank op die toneel om die lyke van die slagoffers, beseerdes en die bus terug op die huis tot by die padoppervlak. Die R102-pad was lank gesluit tydens die operasie. Die spesiale leier vir vervoer, Sibonile Soluma, sê 'n saak van strafbare manslag gaan aanhangig word teen die busmaatskappy en hulle bestuurder en die bevind word dat die ongeluk die gevolg van roekeloosheid is. There is a case law already that you people just check. If they look at the evidence, it's not even a car into the process that you are charged with media. That's what we are doing at this point in time. Once you ascertain as a result of failure from those who are greedy, from those who are not complying and adhering with the prescript of the law. So we're going to check clear from a car at this point in time. After the inquest, which is why we are clear that the person do what is correct in terms of the case. Nadat sy verkoop is aan ernstige mishandeling onderwerp is. Dit was die getuienis van 'n voormalige SAPD-ondersoeker en deskundige op die gebied van mensenhandel tydens die eerste dag van vonnisverrigting. Deze aan die VSA gebaseer is verswaring van Johnson se ma, Kelly Smith, na 2 medebeskuldigdes. Smith, Jack Wallace en Stevino van Rijn is op 2 Mei skuldig bevind aan ontvoering en mensenhandel. Nou, vry vanuit. Voortdurende watervoorsiening. Kijk vir my. En stout. Maar die inwoners van Malden is al keelvol en sê hulle oproep om selfs aan hulle plaaslike raad Dis nooit kat. val eenvoudig op doewerhore. Ons dink oor die kinders. Ons dink oor die ou mense wat kan nie waterkanne dra nie. Wat sê dit? Ons kan nie toilets gebruik nie. Ons kan nie wat nie. Soos by Pick n Pay, Spar en dit. Say bye, Wally.